instruksies gekry van Middelburg gemeente wat ons mee kon begin het om 'n kerk te bou, so iets. So ons moes dit maar self doen. So die eerste paar maande moes ons die kerk gebou met deel. En soos julle weet, as mense goed deel is daar altyd studie. So noodloos om te sê, daar was op die brein en ons het besluit om ons huis te gaan. So wat het gebeur het, ons het so van laerskoolsaal na laerskoolsaal na hierdie saal en daai saal toe gebring. So onder andere was Louis Naipaul, laerskool Louis Naipaul, daar's die afstigting vergadering oor plaasgevind. So ons het dit nou maar so van skoolsaal na skoolsaal, onder andere Vleerlaerskool en ook destyds bekend as Littleton Hoërskool, vandag Verboek Hoërskool. Centurion Hoërskool. Nou, soos ek gesê, die volgende stap was die beroep van 'n predikant. Dominee Ensling van Springs is beroep. Hy en sy vrou Hester en die kinders is gearriveer. En soos ek gesê het, ons het intussen geskuif van skoolsaal na skoolsaal. Maar hierdie droom van 'n kerkgebou was baie sterk. En so is daar gevoel, maar ons moet 'n kerk bou. So is daartoe op 'n stuk grond op die hoek van Waspen en Alethea-straat afgekom, waar ons nou vandag sien die stuk grond. Maar geld was skaars daai tyd, en om R30.000 in die hande te kry, was 'n probleem, want ons het hierdie geld gehad. Elke week is sultan van bydraes getyd om te sien wat net ons wat doen. Die ou destydse volkskas is genader, maar helaas hulle kon nie help. Toe is daar by die ou Allied Bougenootskap aangeklop word en is daar toe besluit om voort te gaan met die bouwerk. Nou, daar is baie gedink oor sake, want alles is ongelooflik. Nou, intussen het die eerste die pastorie ingetrek en almal wil bou, want ons het ons nou grond. Maar niemand wil die leiding neem vir hierdie bouwerk. So is daar toe 'n boukommissie aangewys. Onder andere oom Andries Kombrink, Dries de Ridder en Terrence Wester. En soos jy weet, met enige vergadering, enige projek, waar mense by betrokke is daar baie. Soveel so dat 2 van hierdie broeders op die punt gestaan het om hof toe te gaan om te vraag. En gelukkig voor hierdie saak by die hof te gekom het hulle geskik. So bloed en sweet was daar beslis. In 4 jaar na hierdie afstigting het daar te begin het bou. Nou, die eerste kontrakteur, hy was al gebou tot so hier by heuphoogte, toe hy onttrol. En nou wat nou? Daar is nie geld om 'n volgende bouwer of 'n kontrakteur aan te stel. So dit was maar 'n harde situasie. Nou daar was 'n ontklaasie en stof op Wester by die stene gesien. En hulle het gesê, kerels, moenie worry nie. Ek sal vir julle stene gee. Betaal julle my soos wat julle kan. En elke maand of elke week is hy ietsie betaal tot hierdie 80.000 plus stene afgelewer is. So dit is die goeie trou wat daar ook geheers het onder mense daai tyd. So elke week sement en sand gekoop, so die gebou opgereis tot hy uiteindelik voltooi is. En die kerkraad het intussen besluit om as eienaar bouwer te registreer en met die bouwerk so voort te gaan. Hulle toe weer vir Allied genader
vir nog 'n verdere R60.000. En dit was bloedseer. Maar toe alles klaar was, toe sien hulle maar daar's nog geld oor. En toe roep hulle die orgelbouers en sê maar, kom sit vir ons 'n orgel. En daai orgel is nou ook vir hier tussen. Ek is nie meer nie. Want daar was nie geld om op groot orgel te sit. Nou die dag toe die kerkgebou ingewy is, was hier banke, hier was 'n preekstoel, en hier was 'n orgel. Toe skuld die kerk, die gemeente, omtrent R80.000, wat in daai tyd verskriklike klomp geld was. Toe bied dominee Enslaan aan om die pastorie, want die huis wat hier op die terrein was, het 'n gedienerspastorie, hy sal die pastorie koop by die gemeente. Hier was dat dus, want dit is 'n gemeente se plig om te sorg dat die bedryf kan dak op sy kop het. So, maar ten spyte van al hierdie tussengevegte, was daar 3 dinge wat belangrik was. As die predikant, kerkgebou en ook 'n plek vir ou mense vir die toekoms. Daarom het hierdie aftrede oor die langsaam het ook begin verhuis. En soos jy weet, en doen die Martin wat gesê het, intussen die baie dinge bygekom. Want eerstens het die parkeerterrein gesit. Toe is die gebou te klein vir al die kritisasie. Dus hulle kritisasie bepaal. Toe is die volgende ding die saal, want die saal was altyd, omdat hy oorspronklik deel was van die kerk, was dit dan altyd die droom om eendag hierdie saal te hê. En so is al hierdie dinge uiteindelik die parkeerterrein netjies gemaak, want jy weet, daai tyd in die robbeterrein, waar almal wil 'n koel toe loop. En die een ou staan so onder die koel toe loop, en die ander ou staan so onder. Maar in spite van dit alles, het al hierdie fasiliteite tot stand gekom, en ons kan alleen die Here dank vir sy seën en genade wat ons ook vandag het om beleef. Baie dankie.